Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou, ek wil met julle iets deel wat ek nou al ervaar het in my lewe. Soms begin jy iets. Dit kan iets kleins wees, dit kan dalk iets groots wees, maar het jy dan al gesien dat daai wat jy begin, hoe dit ander mense ook aanspoor? En dan skielik daai wat jy begin het, dan is dit asof dit net na 'n volgende vlak toe geneem word. Dit word uitgebrei. En dit is deur net daai een dingetjie wat jy begin het. Selfs iets wat jy voorgestel het. En kind van God, dit is wat ek graag vandag met jou 'n bietjie oor wil gesels. Dat in 1 Korintiërs 3 vers 6 staan daar: Ek het geplant, Apollos het water gegee, maar die Here het laat groei. So dit sê vir my dat baie keer in ons lewens begin ons iets. En dan kom daar weer iemand anderste wat dit vat en dan word dit nou weer na 'n volgende vlak toe geneem. Maar by die eindpunt dan is dit asof dit net heeltemal expand tot in iets so groots wat jy nie gedink het sal ooit wees nie. En dit is hoe dit ook in ons geestelike lewe werk, kind van God. Wanneer jy daai saad plant, net daai saadjie in iemand se hart neerlê, dan gaan hulle begin wonder. Hulle gaan begin navraag doen, begin vra daaroor. En hoe meer hulle dit doen, hoe meer gaan dit vir God kans gee om daai saad te laat groei in hulle harte. En dan so gaan dit in so 'n vrug groei dat jy sal dit nie kan glo nie. Al wat dit van ons vra is, wanneer jy weet, jy het iets wat 'n verskil gaan maak, moet dit nie wegsteek nie. Moenie dit iewers bære nie. Gebruik dit. Vat dit en kyk hoe daai klein stukkie ding wat jy vat met 'n verwagting dat dit in iets groots gaan onaard, kyk hoe dit in iets groots wel gaan onaard. Want dit wat jy in die naam van Jesus doen, kan ek nou vir jou sê, my boetie en sissa, gaan soveel vrug dra. Jy gaan, wel, nie net jy alleen nie, maar selfs in die persoon wie se lewe dit 'n verskil maak, gaan die vrugte pluk van dit wat geplant is. So, ek wil jou vandag bemoedig, moenie dink dat die verskil wat jy kan maak, beteken niks nie, want dit maak 'n verskil. Dit beteken iets. Jy sien dit dalk nie nou nie, maar jy gaan dit wel sien, of jy gaan dit hoor, of jy gaan dit ervaar, maar 'n verskil gaan dit maak. Dit is gewaarborg. En ook in 1 Korintiërs 3 vers 7 sê dit, dat die wat plant, beteken niks. Maar as God dan daar kom en dit laat groei, is dit net, dis net iets groots. Nou, wat dit ook sê, dat dit sê nie dat dit beteken niks as jy iets doen nie. Nee, wat hy daarmee sê is, as jy net dit los en verwag dat God moet dit laat groei, hoe kan God iets laat groei as daar niks is wat geplant is nie? So, as daar niks is wat geplant is nie, kan God niks daarmee doen nie. So, kind van God, hou aan saad saai, hou aan die evangelie verkondig, moenie nou terugstaan nie. Jy is besig om 'n verskil te maak. Dit wat jy doen, dit wat jy aanpak, jy is dalk bang, maar vra God om vir jou leiding te gee en kyk hoe dit wat jy doen in iets groots gaan omgeskakel word. Ek bid vir ons graag. Here, baie, baie dankie dat ons gebruik kan word as instrumente in die hand. Vader, dit wat ons kan doen, dit wat ons kan aanpak in die naam van Jesus, vra ek vanoggend, Here, dat ons nie sal terugstaan nie, dat ons nie sal terugstuit nie, maar dat ons sal aanhou om saad te saai, aanhou om te plant, liewe Here, sodat U kan kom laat groei. Asseblief, Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen.